So ons gesels met Elsabie Welman oor haar verhaal wat gepubliseer word in die bundel Minder as Môre, wat 'n uitvloei van die gesogte Sandy Skuman kortverhaal kompetisie van 2026 is. Elsabie, baie welkom in die program hier op Radio Fynbos. Dankie vir jou, Karen. Nou Elsabie, ek het nou so 'n bietjie gaan oplees want dis nou die lekker. Ek gesels met skrywers wat publiseer het in hierdie bundel en Elsabie, jy is 'n gesoute skrywer. Jy's 'n bekende Afrikaanse skrywer van romantiese spanningsverhale en misdaadfiksie en jy het vir 'n geruime tyd in Klerksdorp gewoon. Nou, benewens jou historiese bande met die dorp, is jy ook aktief betrokke by die Klerksdorp literêre gemeenskap. Maar ek wil hê jy moet so vinnig vir ons luisteraars net so 'n bietjie agtergrond gee. Al die dinge wat ons nie altyd weet van 'n skrywer nie, waar het jy groot geword en hoe het jy uiteindelik jou hand aan skryf? Ek wil nie sê gewaag nie, maar hoe het jy daarbey betrokke geraak? Is dit iets wat jy nog altyd gedoen het, van gedroom het? Hoe het dit vir jou tot hier gebring? Ja, ek het nooit gedink ek wil skryf nie. Ek onthou baie goed op skool Ja, het ek baie van opstelle gehou. Ek onthou almal het gekla daaroor, maar opstelle skryf was vir my baie lekker. ja, Jong en ja, ek was goed in wiskunde, jy weet, en dan in daai tyd druk die mense jou maar in 'n rigting in. ja, In my dae het almal gesê is of 'n onderwyser of 'n verpleegster of 'n maatskaplike werkster of ja, sekretarieel. So ja, dit het my maar gevloei na onderwys toe in wiskunde. ja, Wat ek toe nou gedoen het, ja, en jare later was ons nou nogal deur so 'n moeilike seisoen en ek wou net sommer iets skryf, maar ja. alles is net mooi, jy weet, al die karakters is wonderlik, hulle het nie foute nie en alles vloei net so mooi. Ja, En na die eerste een skryf ek die tweede een, want dis toe nou net so lekker om amper uit my eie wêreld uit te ontsnap. ja, En na so 6 manuskripte oorreed my man en 'n vriendin my om, ehm, iets in te stuur. Wat ek toe nou gedoen het, dit is toe nou nie daai eerste een wat so wonderlik ja, mooi lewe is nie. ja, Ehm, ja, en dis waar dit begin het. En sedertdien is dit net of ek nie kan ophou nie. Jy weet, as ek 'n nagmerrie het, dan maak ek 'n storie daarvan. As ek mense hoor praat, dan dink ek, jene, maar ja, dis die werklikheid in mense se lewens en ek wil dit gebruik. ja. Ja, so dis maar hoe dit gekom het en gebeur het en Ja. aangehou het. Dit voel amper vir my ek moet aanlas daarby. Ek dink dit is seker die pad wat elke skrywer loop, is daai gevaar van wanneer jy te veel van jou eie lewe verklap of te veel karaktereienskappe van mense in jou lewe in jou manuskripte sit en so aan. So ek dink dit is wat mense moet weet wanneer jy skryf. Dit is 'n verskriklike gewaagte ding. Ja, Jy weet. Ja, ja. so. Nee, ek spot sommer, maar ja, so Elsabie, vertel vir ons van jou betrokkenheid by die Klerksdorp Boekefees. Weet jy wat, ek het al nou al die boeke wat ek toe alreeds geskryf het, nog steeds gesukkel met kortverhale Ja, en ek het gesien dat, ehm, Stefaans, ehm, mense mentor uit studente. So ja, het ek hom gevra, kan ons nie 'n lang afstand kursus doen nie? Het hy my net help met kortverhale, ek ja, sukkel. Ja, en dis hoe die hele ding begin het, en dis hoe ek en nou skryf ek net. Waar daar ook al 'n geleentheid is vir 'n kort verhaal want ek wil dit inoefen. natuurlik. Dis 'n baie, kragtige kort manier van skryf, vir Ja, my baie moeiliker as 'n roman. ja. Ehm, ja, en dit is maar hoe ek toe nou maar deel geword het van die hele Klerksdorp Boekefees en hulle bemark het en by die Sandy Skuman Prys, jy weet, en so aan. Ingeskryf het, Ja, ja. ja, Nou, Elsabie, die verhaal wat jy ingeskryf het, sonder om nou te veel weg te gee, die verhaal wat nou gepubliseer word in die bundel. Vertel vir ja. ons so 'n klein bietjie, gee ons bietjie agtergrond. Wat was jou idee? Waaruit is dit gebore? En soos ek sê, om nou nie te veel weg te gee nie, maar daarom net so 'n bietjie agtergrond. Ja, graag. Weet jy, ons het in Klerksdorp gebly, ja. Ja, My man, was 'n predikant, hy's nou afgetree, maar ons was daar in die gemeente, Klerksdorp Suid gemeente. ja, En nou mag ek nie die karakter se naam noem nie, maar dit was 'n man wat
by ons kom stil staan het. Ja, 'n Baie unieke mens, 'n randfiguur, ja, iemand wat ander dalk nie sou verstaan het nie. ja, So baie van en toe ek nou hoor randfiguur, toe dink ek onmiddellik aan hom. ja, Ehm, hy leef nie meer nie, maar ja, Ehm, dis net so 'n unieke mens. So baie van dit waaroor ek geskryf het regtig gebeur. goed. Van die snaakse goedjies wat hy gedoen het en sy opregte hart, Ja, en sy snaakse sê goed. So die einde is nie hoe dit was fiktief, maar ek het net gedink of gevoel hy ja, verdien om op papier te kom. ek hoor. Dit is eintlik vir my so 'n persoonlike storie, of ja, herinnering aan hom. Ja, en dit is wonderlik. Dit is soms verstaan 'n mens nie altyd waar 'n storie vandaan kom en hoekom hy nou juis op hierdie tyd uitkom en jy weet dat 'n ou nou daaroor skryf nie. Maar dit is die wonderlike van die hele skryfproses is wanneer 'n mens eintlik maar so 'n bietjie oorgee en sê maar laat die storie dan nou maar kom. So Ja, Elsabie, sê vir my, wat is daar in die pipeline vir jou? Waaraan werk jy op die oomblik? Wat hou die toekoms vir jou in as skrywer? op die oomblik is ek besig om, einde Julie is daar 'n publikasie, so ek en die redigeerder is besig om nou deur hierdie manuskrip te werk en te stoei, so ek is nou besig daarmee. En dan Oktober kom daar nou nog 'n publikasie. Goed. Internasionale skrywers, Ja, ook uit Suid-Afrika en elke jaar vat hulle 'n dorp. Verlede jaar was hulle in Skotland. Hulle maak 'n fiktiewe dorp en 'n fiktiewe straat en elke skrywer kry 'n huis om oor te skryf. oh So die wow. karakters van die storie draai rondom die karakters in daardie huis, maar raak dan nou ook, jy weet, aan die bure oorkant die straat of Ja, langs die straat. Of jy weet daar's 'n restaurant en daar's 'n art gallery en jy weet 'n wow. kafee. So en dit kom alles as deel van die storie. En hierdie jaar het hulle geskuif na Suid-Afrika toe, so ons het 'n fiktiewe dorp, Cederfontein. Ja, En die straat is 'n Afrikaanse Jacaranda Laan, maar die storie ek moet in Engels skryf. goed. So en elkeen van ons het nou ons huis waaroor die storie gaan en ons raak nou mekaar se karakters word deel van, jy weet, jou storie. Wow. Ehm ja, so hy met die 9de, ek is hard besig met hom. Ja, Ons gaan hom ook self publiseer of almal wêreldwyd, so. skrywers en, ja, myne kom ek dink die eerstes hulle kom so elke week eene uit en ek dink die eerste kom in Augustus uit. Myne kom in Oktober, 9 Oktober Sjoe. uit. Dit is nou baie Ja, interessant en dit is iets lekker en iets anders, jy ja, weet. So ja, heeltemal 'n uitdaging, so maar lekker, ja. ja. Elsabie, ek wil gou by jou hoor as ons nou sommer so praat van saam skryf, saamwerk met ander skrywers en so aan. Wat sou jy vir jong aspirant skrywers sê? Jy weet rondom dit. Ek dink dit kan vir party uitdagend wees, maar daar's ook op, jy weet natuurlik uit die aard van die saak, jy weet positiewe dinge. So gesels so 'n bietjie miskien uit daai perspektief net, jy weet, ja. Ja. Ja, want die lewe van 'n skrywer kan baie eensaam wees en baie oorweldigend as jy nie Ja, weet hoe, waar en wat nie. ja, My eerste aanbeveling sou wees om 'n skryfkursus te doen. ja, Ag, jy weet, aanlyn of by 'n geleentheid. ja, As dit by 'n geleentheid is, ontmoet jy onmiddellik ander skrywers. ja, So, ek dink die uiteindelike ding is om jouself op 'n plek te kry waar jy ander mense ontmoet. ja, Ehm, nou met die sosiale media kan ek nou vir jou sê is daar baie skrywers wat nou al vriendinne is wat ek nog nooit persoonlik, jy weet, ja, ontmoet het nie, van ja, oog tot oog gesien het nie. ja, Ehm, maar mense praat dieselfde taal, en jy leer dieselfde taal en ek behoort nog steeds aan sulke groepe want ons leer van mekaar. net Maak nie so. saak hoeveel jare jy skryf nie. Ja, So iemand, dit sou my aanbeveling wees as dit nie moontlik is om self 'n kursus fisies by te woon nie, want dis nie altyd naby aan jou nie, ja, maar om by so 'n groep betrokke te raak. Daar is regtig baie groepe. ja, Ek hoort ook aan Rosa, dis Romance Authors of South Africa. En daar het ek
vir myself baie leiding gekry oor hoe die hele proses loop. Ja, En dit is wat 'n mens wil hê. Ek bedoel daar's NS Skrywershuis, waar jy kan gaan naslaan. ja, Daar's regtig so baie. So ek dink so 'n nuwe skrywer moet hom of haarself omring en kontak maak met ander wat ja, in dieselfde veld is. ja. Kyk, Dis Dion Meyer gaan nou nie met almal kan kontak maak nie. ja, Sy verstaan, ja, so groot skrywers gaan dit waarskynlik nie doen nie, ja, omdat hulle lewens net ook baie vol is. ja, Maar daar is baie kleiner groepe of groepe van meer beginners, ja, ouens wat 'n paar jaar die ding onder die knie het, ja. wat graag hierdie ding doen van paying it forward. Net so. Byvoorbeeld Klerksdorp Boekefees, hulle is gerig daarop om opkomende skrywers, jy weet, 'n voetstuk te gee. Ja. Ja, 'n nuwe Nee, skrywer moet maar net 'n bietjie moeite doen, ja. die hand uitsteek. Net so. En ek dink dit is 'n wonderlike platform. Eerstens soos jy sê, hulle gee terug, maar daar's ook 'n plek van wanneer 'n mens verantwoordbaar is in jou skryf, jy weet, proses. Dan bly Ja. jy aktief besig om dit te doen, want ek dink dit is 'n mens se grootste stryd is daai hekkies wat 'n mens moet oorkom om aktief, jy Ja. weet, dit te doen. Andersters bly dit ietsie wat 'n ou so op die kantlyn hou. Ek het op 'n stadium vir my man gesê, ek dink ek mag dalk van die mense wees wat die meeste een bladsy manuskripte het. Ehm Ja. maar hoeveel van hulle het ek al begin? Maar goed. So Ja. ja, dis baie goeie raad. Maar Elsabie, ons sien uit om jou verhaal in die bundel te lees en ook baie geluk aan jou dat jy ook in die bundel publiseer word. So, maar dankie dat jy ook tyd aan ons afgestaan het om met ons te gesels. Hi Karen, nee, dis wonderlik. Dankie dat jy met my gesels het. Ja. En ek hoop Nou, ek ontmoet jou nou een van die dae. Ons bly nie te ver van mekaar af nie, of ja, nie? ek het gedink dit sal lekker wees om te ontmoet, ja. Ja, nee, jy kan gerus, ons kan 'n koffietjie drink, Ja, hoor. Maar lekker. dankie vir hierdie geleentheid ook. Dit is 'n groot plesier. Totsiens. Tata.